4 Oktober, vandag 2025, lees in 49 van die Groot Johannes Evangelie boek 3. Ons gaan aan met die gesprek tussen Mathael en Oran en sy dogter Helena. En die opskrif van hoofstuk 96 is Helena se gedagtes oor die wysheid van die mens. Nou moet ons in herinnering bring dat Helena het hierdie geweldige liefde in haar begin ervaar vir Yeshua en het die liefde vrye teels gegee, en as gevolg van hierdie liefde het sy nou ook insig begin kry, wat niks anderste is, omdat jy Yeshua ontsettend lief het, openbaar hy homself in jou hart. Dan hoor jy sy stem. Al hoor jy dit nie soos 'n stem soos myne vanmôre nie, maar jy kry indrukke in jou hart wat sê ja of nee, ek gaan dit doen of ek gaan dit nie doen nie. Dit is nou wat met haar gebeur, en dit sal met elkeen van ons gebeur as ons hom net lief kry. Dit is hoekom hy sê, die liefde is die kort pad na die hemele toe. Die ander lang pad het ons nou al baie voorbeelde gehad hier van die Fariseërs wat beredeneer en die Romeine wat beredeneer. En uiteindelik kom hulle ook weer daar by hom uit. En Yeshua het eendag vir my gesê, omdat ek die pad van die wysheid gevat het, en dit het my baie jare gevat, totdat ek uiteindelik aan die einde van die pad van my wysheid gekom het, en toe openbaar hy dit, nou het jy die sleutel gevind. Die kortste pad na my toe is die liefde. Dit is die eindpunt van alle wysheid. So al daai jare se geveg, rekenaarstudies en alles wat 'n mens dag en nag gedoen het, is nie te vergeefs nie, maar jy het hom nie gevind nie. Jy vind hom deur die liefde. En dan kan jy alle vrae wat jy het, kan jy in jou hart vra, en jy sal dan leiding kry in jou hart. Het sy deur 'n stem, het sy deur die gees, ander maniere in die natuur, of het sy deur woord wat hy vir jou gee. Iemand wat woord bring, jy lees iets raak en dit word dadelik vir jou geopenbaar. Dit is hoe dit werk. So kom ons lees wat sê Oran hier. Weet jy, beste vriend, baie goed, asof hy net nou verstaan het wat gister verduidelik was. En so moet dit met ons mense ook wees en gebeur. As dit nie so was nie en dit sou anders moet gebeur, dan sou jy nie hierdie mate van wysheid verwerf het nie. Ook jy is stellig eers opgevoed in die duistere onderwêreld van jou liggaam. Onthou die voorbeeld in die katakombes waar hulle die kinders vir 20 jaar gehou het. Nou sien hy die geestelike analogie daarvan. Vervolgens het jy ook liggaamlik in jou siel gesterf en nou in die ligpaleis van jou gees en in diese Elisiese velde gaan wandel. By jou het die enkelvoudige druppels van vroeër later 'n see geword, maar by my is dit seker nog lank nie te verwagte nie. En ek verstaan daarom die sin van elkeen van jou afsonderlike woorde, maar die groot samehang sal vir my ook eers dan duidelik word, as my siel die duistere katakombes van die liggaam sal verlaat, en binne gevoer word in die ligpaleis van haar gees, en in sy tuine, waar die hemels gegeurde vrugte in die lig en die warmte van die ewige lewensson sal ryp word. En so is dit vir die meeste mense beskore om hierdie lig eers na die dood te ontvang. As hulle op aarde 'n goeie lewe gelei het, maar nie die hoogste lig kon bereik weens misleiding, misleidende voorgangers, predikante, dominees, pastore en misleide Bybels, sal hulle dan, wanneer hulle aan die ander kant kom, sal dit vir hulle wees asof hulle uit hierdie Egiptiese katakombes in die lig van die son kom. En dan sal daar baie engele wees en heel moontlik Yeshua ook, wat jou dan sal lei om al die afsonderlike dinge wat jy geleer het, die boustene bymekaar te maak, en dan sal daar vir jou 'n huis gebou word. En jou huis waarin jy gaan woon is basies al jou goeie dade op aarde, al die dade van liefde,
maar daar aan die ander kant word dit aan mekaar gesit. En so sal jy dan in 'n huis woon wat presies is wat jy wou gehad het. En jy sal in die huis of woning van jou wat groot kan wees, dit kan oneindig strek van berge, riviere, landerye ensovoorts, sal jy elke plekkie sal jy herken, o ja, dis die plekkie toe ek vir Piet broodjie gegee het. Dis die plek waar ek vir Jan paar skoene gaan haal het. Al daai dade van jou is uniek en dit is jou bou die huis waarin jy moet woon. En jy wil daarin woon want dit is vir jou heerlik, want al die moeite op aarde wat jy gehad het om in die liefde te bly, het nou vir jou vrugte afgewerk. En dit is hoe die lewe werk. Daar is nie 'n iewers heen gaan en wag vir 'n groot oordeel van iemand in die hemel wat die skape en die bokke skei nie. Die skape en die bokke is geskei. Jy is elke dag besig om skape en bokke te skei in jou eie hart. En wanneer jy sterf, word jou lewe wat jy gelei het, jou regter. As jy die regte lewe in die liefde gelei het, dan sal jy aan die kant van die skape beland. In jou kraal waar jy behoort, of in jou huis wat jy vir jouself gebou het. Het jy nie die woord gevolg van Yeshua nie, beland jy dan in 'n ander plek, wat nou baie onlekker is. En dit kan bitter erg ook wees, want die onderste hel is nie speletjies nie. Maar dit het jy ook vir jouself gebou op hierdie aarde. Niemand kan kwaadlik geneem word vir wat jy gebou het nie. Ons gaan aan. Kyk, 'n sekere soet vermoede van hoe dit kan wees en seker ook sal word, begin ek wel in my te voel, maar vir die wanneer is daar geen bepaalde termyn nie, en 'n mens het ook geen herkenningsteken in jouself, waardeur 'n mens ook maar 'n paar dae vooraf sou kon weet, wanneer die arme siel uit die duistere katakombes gelei sal word nie. Maar wat kan 'n mens daaraan doen? Niks behalwe om jou heel gelukkig oor te gee aan die wil van die almagtige leier, wat ook jou siel, sonder om het vooraf in die liggaam meegedeel te hê, opgewek het in die ligpaleis van jou magtige gees. Maar nou sal ek ook van my Helena wou hoor, hoe jou gelykenis haar geval het, en watter oorweginge sy nou daaroor het. Dadelik sê Helena, o beste van die wêreld, o die beste van die wêreld, die gelykenis was skitterend en baie treffend. En as die Egiptenare sulke opvoedkundige skole gehad het, dan was hulle sekerlik geen dom mense nie. Daarvan lê hulle geweldige werke in hierdie opsig 'n baie sprekende getuienis af. Dit sou slegs nie wenslik gewees het as hulle sulke wyse skole verder vir die hele volk sou uitgebrei het nie. Ek kan my naamlik nie voorstel dat dit die plan van die groot wyse skepper kan wees, om 'n deel van die mensdom, en wel die grootste, gedurende die lewe dom en totaal blind te hou nie. Maar dit is in die wêreld nou eenmaal so. Op een wyse na vind jy altyd meer as 10.000 dommes en blindes. Orals is dit so, maar waarom dit so moet wees is natuurlik 'n ander en beslis baie moeilike vraag om te beantwoord. Nou die antwoord op daai vraag is omdat die geeste geval het en geeste kom in ooreenstemming met hulle eienskappe en hulle aard op die aarde aan. En hier neem hulle 'n liggaam aan deur 'n wyslike geordende stelsel wat deur Yeshua beheer word via sy engele. En Yeshua plaas wyse mense tussen baie onwyses of dommes om hulle te lei. Maar omdat baie meer van wat hy sê dommes en blindes op aarde is as gevolg van so baie geeste wat dom en blind geword het toe hulle Yeshua Vader Yahweh verwerp en agter Lucifer aangegaan het,
is dit nou maar net so dat daar baie op die aarde is. Ons het nou 8 miljard mense sê hulle op die aarde. Ek wonder of daar ooit 1/2 miljard wyse mense op die aarde is. En hier praat ons van wysheid vanuit die Skepper. Nie aardse wysheid wat ek kan 'n atoombom bou of ek kan 'n missiel maak wat miljoen mense kan doodmaak nie. Dit is nie hemelse wysheid nie. Dan sien 'n mens dat dit maar net 'n klein groepie wyses is vir miljarde dommetjies en blindes. Meer as 1 in 10.000. Ons is hier op hierdie breë heuweltop, nou seker saam met ongeveer 400 mense byeen, maar daarvan sal skaars 50 werklike wyses wees. Alle ander kan min of meer toekomstige leerlinge van die wysheid genoem word. Die Romeinse soldate en die talryke dienaars van die opperstadshouer sal selfs nie by die allergeringste leerlinge getel kan word nie. Nou, dit is goed dat sy nou kyk om haar, sy het nou net ook by die geselskap aangesluit, maar dit is logies dat die klomp wat vir die Romeinse belangrike mense werk en die soldate, hulle het geen sin in enige geestelike leiding en geestelike woorde nie. En hulle sal so bly. Maar die ander is daar, party is wys en party gaan nou leer om wyses te word. En dit kan ons ook kyk, want Philadelphia Ark is vir ons in die moderne tyd, hier waar ons nou leef, ook 'n goeie teebeeld of 'n voorbeeld van die samestelling van die res van die volk of die res van die wêreld. Hier is maar minder as 10%, tussen 5 en 7% wat in die oggende na Vader se woord wil luister. Buite is daar nog 'n baie groot persentasie mense wat jy kan sê op die draad sit. Hulle wil nie ernstig nie, maar hulle is ook nie ernstig van die pad af nie. En dan is daar ook weer 'n groot klomp mense wat absoluut net belangstel om sy maag te dien. Ons noem hulle buitdienaars. Hulle sal by elke etenstyd wees waar opgeskep word. Maar in die oggende wanneer die geestelike kos, die brood van die hemele opgeskep word, stel hulle nie belang nie. Hulle is nie lus vir daai kos nie. Proef vir hulle soos spinasie vir my geproe toe ek kind was. En ek het dit gehad. So, dit is maar dieselfde hier by ons. Daar is bitter min mense wat werklik na die wysheid strewe. En ons het nou die pad al baie behandel, hoe kry jy wysheid? Nou gaan sy aan, sy sê hiervandaan kan 'n mens baie goed tot by die nabygeleë stad kyk. Dit is nou Caesarea Philippi. En die oog ontdek massas mense wat na die steeds op een plek blywende skitterend skynende skynson staar en beslis nie weet wat hulle van die verskynsel moet dink nie. Onder hierdie massas mense is seker nie een wyse nie, hoewel menig een van hulle self miskien verbeel dat hulle is. En dit is eintlik nog slegter as wanneer so iemand hom heel nederig in sy hart inbeeld dat hy van al sy metgeselle die allerdomste sou wees. Wat moet die mense van so 'n ongewone verskynsel dink? Wat sal hulle nou links en regs in die rondte vra? Wat is dit? Wat beteken dit? Watter gevolge sal dit hê? Maar wie sal al hierdie vrae beantwoord? Dom en blind kom hulle uit hulle huise en nog dommer en blinder sal hulle weer daarin terugkeer. Moet dit nou so wees? Moet die mense dan werklik dom en blind bly? Die mense wat hier aanwesig is nou daar op die heuweltop by Yeshua. Ook al is dit geen leerlinge nie, het ten minste die wetenskap dat dit nie die egte, maar slegs deur die aan hulle reeds bekende mag van die groot meester opgeroepe skynson is, en hulle trek by hierdie verskynsel
soos 'n mens kan sien, baie vrolike en opgewekte gesigte, want hulle weet nou waarom dit gebeur het. Hulle begryp die verskynsel weliswaar ook net so min soos ek, maar hulle weet dat dit 'n gevolg is van die wonderbaarlike mag van die wil van die aan hulle bekende grootmeester. En as hy oor ongeveer 'n uur die groot lig uitdoof, sal niemand hom daaroor bekommer nie, want almal sal weet wie die lig gedoof het. Maar as die ander mense wat niks van dit alles weet nie, hierdie son oor ongeveer 'n uur plotseling sien uitdoof op die plek waar dit nou staan, sal groot skrik, vrees en vertwyfelde angs hulle aangryp, en almal sal vas daarvan oortuig wees dat die gode baie kwaad geword het en die aarde verskriklik gaan straf. Onthou nou, daai mense van daai tyd was baie bygelowig. Sulke tekens aan die lugruim was vir hulle iets verskrikliks. En dan het die priesters ook nog dit uitgebuit en geld van hulle gevra. Dit lyk vir my daarom self aanbevelingswaardig om, ter gerusstelling van die mense, bodes hiervandaan te stuur, wat die opgewonde gemoedere baie beknop kan uitlê, wat daar sal gebeur, en dat dit slegs 'n skynson is. Wat dink u daarvan, goeie beste vriend? Volgende hoofstuk 97, die materialistiese denke van die priesters. Nou verduidelik Matthäus vra, o liefie, dit sou nie al baie ongeleë wees. Later wel, maar nou dat die opwinding op sy hoogste gestyg het, sou dit in die lewenssweer van die siel dieselfde teweeg bring as byvoorbeeld die gooi van koue water op kokende warm olie. Die vlamme sou hoog opslaan. Maar na 'n paar dae na hierdie verskynsel sal die mense uit die hele wye omtrek wel oop wees vir die opneem van iets hoër. Natuurlik nie almal nie, maar sekerlik die oorgrote meerderheid. Want hulle het nou gesien dat daar niks negatiewe gevolge was nie. Die dag gaan maar net aan soos dat hy die vorige dag gebeur het, al het die son baie langer geskyn, volgens hulle. Die Judeese priesters sal die meeste onder die indruk wees van die verskynsel. Die totale natuurlike sonsverduistering van vandag, dit het nou nog vroeër die dag gebeur, het hulle tog al baie aangegryp, omdat hierdie mense alles stoffelik opneem. Van 'n innerlike geestelike sin het hulle heeltemal geen vermoede nie, omdat hulle selfs nie eers meer die ooreenkomstige beeldspraak verstaan, wat Moses en nog 'n aantal ander sieners en wyse manne in hulle tyd gebruik het nie. In een van die profete, wat Daniël heet, word immers gepraat van die gruwel van die verwoesting, waarmee tevens oor sonsverduistering en nog 'n aantal verskrikkinge gepraat word, wat egter alles op geestelike wyse bedoel is. Baie belangrike les wat ons hier kry, dat ons die skrif en ook die Ou Testament geestelik moet ontleed en beoordeel. So wanneer hy van die gruwel van verwoesting praat en die son word verduister en die son word soos 'n harige sak, dis alles in die geestesfeer te verstaan. As jy weet wie die son van geregtigheid is, dan sal jy ook weet wat plaasvind wanneer die son van geregtigheid, wat Yeshua se gees is, wanneer dit verduister word, soos nou op die aarde, is alreeds, is die gees oor die hele aarde soos 'n harige sak, want daar is 'n ander gees wat heers, en al die ander dinge ook. Almal kyk hierdie goed net so letterlik fisies, kyk hulle daarna. Wanneer Yeshua vir ons van hierdie pla en verskrikkinge verduidelik wat oor die aarde kom, dan sal dit altyd eers in die gees kom. En die letterlike bly nie uit nie, dit sal ook kom, maar dan is dit te laat.
soort aardbewings is 'n skud van jou fondament. Ek onthou toe ek die waarheid vir die eerste keer gehoor het, en dit was maar so 'n stukkie van wat ek nou weet, het dit soos 'n aardbewing in my hart geskit. Toe hierdie man vir myself die Bybel laat lees en sê, wat lees jy? Toe ek my identiteit vind, en toe hy vir my die name verduidelik. Dit was vir my 'n aardskudding. En nog baie kere later het daar nog aardskuddings plaasgevind. Toe ek hierdie nuwe openbaring ontdek, was dit 'n aardskudding in my siel. Want ek moes baie goed wat ek vas aan geglo het, moes ek los. En ek dink vir elkeen van julle. En dieselfde met 'n tsunami, dieselfde met al die ander goed wat in die Bybel beskryf word, wat sal kom, oorstromings, hongersnood. Hongersnood is nou op hierdie oomblik die ergste in ons volk, wat nog ooit was. Maar almal het kos om te eet, buiten die mense wat nou regtig op die straat is. Maar daar is nie geestelike kos nie. Die goed wat aangebied word vir die mense as hemelse voeding, is, soos Esegiel dit sê, dis mense drek het is garskoeke wat op mense drek gebak word. Die woord daar is werklik drek, ons het dit nou maar so geskryf, maar daar is eintlik 'n krasser woord daarvoor. Dis op menslike afval. En dit is wat vandag uit die monde van die hedendaagse predikers kom. En dit is hoe die mense nou hulle kos eet. En dit kan nie jou siel volmaak nie, jou siel bly honger. Want jy smag na dit wat nodig is om jou huis te versterk waarin jy gaan bly as jy na jou dood, wanneer jy opstaan aan die ander kant. So onthou dit wanneer jy die skrif lees, om dit geestelik te lees. Maar omdat, soos reeds gesê, die Judeese priesters juis nou maar net stoffelik dink, en sodoende die skrif ook maar slegs letterlik opneem, bring elke sonsverduistering hulle in 'n meer as paniekerige skrik vanweë die veronderstelde ondergang van die stoffelike wêreld. Hoewel die ou wysgeer daarmee maar net die baie wenslike ondergang van die sedelike stoffelike in die mense hart bedoel het, dink hulle aan die ondergang van die werklike stoffelike wêreld en is daarom verskriklik bang as daar 'n sonsverduistering aan die kom is. So 'n sonsverduistering dui aan die ondergang van die sedelike stoffelike in die mense hart. Dis wat 'n sonsverduistering in die gees bedoel word. So weer eens, kyk na die skrif met ander oë, met oë van die gees. Dus, as hierdie son oor 'n uurtjie so skielik sal uitdoof, sal 'n groot angs hulle oorval, want die maan sal hulle vandag ook nie te siene kry nie, omdat sy al ondergegaan het. Die groot angs sal hulle oë beïnvloed, soos dit by die gesigsvermoë van dronk mense die geval is, en hulle sal deur hulle duiseligheid die sterre sien verskuif. Dit sal hulle laat dink dat, volgens die voorspelling, die sterre van die hemel op die aarde sal val, en die talle blinde domkoppe sal die dag van oordeel sien as nou al aangebroke. Jy sal heeltemal hier kan hoor hoe, na die skielike uitdowing van die skynson, die menigte voor die stad in 'n ontsettende gehuil sal losbars. Dit sal hulle egter nie in die minste skaad nie, want daardeur word hulle weker en sagter en ontvankliker gemaak vir die suiwer waarheid. Die helder dag van môre sal hulle wel weer tot rustiger besinning bring, en dan kan daar baie met hulle gedoen word, want môre sal hulle groepsgewys see toe gaan, en kyk of die seewater dalk verander is in bloed, en by die geleentheid sal hulle baie meer vatbaar wees vir rede.
ons gewyde majesteit en meester, het die verskynsel naamlik laat plaasvind, veral ten behoewe van hierdie stad, wat nou nie juist so hoog aangeskrewe staan nie. Wat hy doen, het altyd 'n oneindig veelsidige goeie doel, maar wat die mense sonder hom doen, deug nie en het geen nut nie. Belangrike stelling wat hy daar maak. Hoofstuk 98, Ouran se gedagtes oor die meester. Na hierdie woorde van Mathael sê Ouran, my steeds agtenswaardiger vriend, ek moet nou tog ook eerlik aan jou beken, dat by die gedagte aan die skielike verdwyn van hierdie son, 'n bepaalde vrees my tog self ook bevang, want dit herinner my aan die totaal menslike onmag in vergelyking tot die onbegrensde almag van hom, hoofletter, wat weliswaar in ons midde is, maar eintlik tog te heilig en te oneindig verhewe is, dat mense soos ons, wat weet wie hy is, hom sou kon benader, of dat ek met hom, net soos met u of ander mense, as vriende onder mekaar sou durf praat. Dit is 'n baie vreemde gedagte, en dit gaan deur jou murg en been, as jy bedink, dat hy alles in alles is, en dat ons met hom vergeleke niks is nie. Dit is 'n baie ware bewys van Yeshua se almag, dat hy is alles in alles. Daar is net een God, en Yeshua is die vorm van daardie God, want Elohim, God is 'n gees, en is oneindig, grensloos, onbeperk, maar nou het hy vir hom 'n liggaam uitgesoek op aarde, om daardie onbeperkte gees in te plaas. Maar dit is nog steeds alles in alles. Dan troos ons dit ons natuurlik wel weer, dat hy self die hoogste en suiwerste liefde is, en daarom met ons armsalige sterflike mense die grootste geduld, begrip en medelee het. Maar hy is nou eenmaal Elohim, en vir altyd onveranderlik en volkome onsterflik. En die hele oneindigheid hang met sy bestaan aan sy wil, soos 'n doudruppel aan 'n enkele grassprietjie. Die geringste sug uit sy mond sou die hele oneindigheid kon vernietig, soos wat slegs die ligte suggie van die wind 'n loshangende doudruppel aan die punt van die grashalm sou kon afblaas. Weet jy, as jy dit met 'n nugter hart heel rustig by jouself oordink, kan jy onmoontlik die gedagte van jou afkeer, dat jy in die sigbare aanwesigheid van die Almagtige enerzijds die hoogste saligheid ondervind, maar dat jy anderzijds tog liewers nie so naby aan hom sou wou staan nie. Om hom op 'n sekere afstand te aanbid, sou vir siel en gees 'n groot genot wees, en sou die hele mens baie stig. Maar hier so vlakby kan jy dit tog maar net ietwat heimlik in jou hart doen. So sou ek nou byvoorbeeld ook graag met hom wou praat. Daarna verlang ek baie, maar deur sy onvoorstelbare geestelike grootte kan jy geen moed daarvoor bymekaar skraap nie. Hoewel hy uiterlik as 'n heel beskeie en gemoedelike mens lyk, sy uiterlike behou ewenwel daardie bepaalde suiwer goddelik almagtige, en dit is duidelik aan sy oë en sy voorkop te sien, dat hemel en aarde voor sy wil moet buig. Uit sy oë skiet letterlik ligstrale, en deurlopend roep sy voorhoof, dit wat nooit was nie tot lewe. Baie mooi beskrywing van Yeshua se aangesig. Ja, vriend, dit verpletter jou, as jy die skepper van die wêrelde en hemele, in die persoon van 'n eenvoudig en heel beskeie mens, voor jou sien staan.
helaas, dan moet daar nie meer geskerts word nie. Maar dit is nou eenmaal so, en die Meester alleen sy alle lof, dat dit nou so is. Want sonder hom sou ons onder die huidige omstandighede baie sleg daaraan toe gewees het. Matthaiel sê, dit is verseker vir my en jou heel besonder, want vir my sou die duiwels gewurg het, en die sonsverduistering sou jou dood gewees het. Onthou die verhaal van die skipping. Maar nou moet ons weer oplet, want nou sal dit werklik nie meer so lank duur met die skynson nie. En as hierdie seldsame son skielik uitdoof, sal daar 'n spektakel losbreek. Toe word almal stil en kyk na die skynson. Vir my net wonderlik van hierdie ou rand is, alhoewel hy 'n heiden was, het hy Yeshua dadelik herken in sy hart. En het hy al hierdie lofredes wat hy hom besing, kom direk vanuit sy hart uit. En hy was nooit opgelei in die Moses geskrifte of in die ander geskrifte van die Ou Testament nie. Hy was juis op pad na die tempel toe om te gaan uitvind wat gaan daar aan. Hy wou die God van die Judeërs leer ken. En Joshua het op 'n bonatuurlike wyse sy skip so gereël dat hy by hom aan die oewer van die Galileese see gekom het, daar waar hulle was. En dit was nogal redelik ver van Jerusalem af. En nou herken hy hom, en in hom die almagtige skepper van hemel en aarde. En duisende priesters in die tempel kon dit nie regkry nie. Hulle wou elke dag net meer en meer, het hulle begeer om hom dood te maak en van die aarde te verwyder. So dit is die twee teenpole, en net soos wat dit 2000 jaar gelede gebeur het, hy het gesê, die evangelie sal weggevat word, en die verlossing sal weggevat word van die Jode, van die Judeërs, en gegee word aan die heidene. En hier kan jy sien hoekom. Hierdie heiden het hom herken. En waarom sal Yeshua dan homself wegdraai van hom af? Die Jode vandag in hulle geloof en in hulle geskrifte, die Talmud, die Kabbala en nog ander boeke, verag hulle die Messias Yeshua nog steeds. En is daar steeds walglike verse in daai boek met betrekking tot Yeshua. En hulle het 'n genelyn vloek oor hulle self uitgespreek. En dit kom voor baie duidelik in die evangelie van Petrus, wat nie in die Bybel is nie, maar wat wel in die boek van herinnering is, waar hulle dit duidelik sê, laat sy bloed oor ons en ons nageslag kom. Ons is heel gelukkig daarmee. En wat vir my nou so verblydend is, dat elke dag bid ons by Gilgalwiel dat Vader se lig die duisternis van die vyand sal ontbloot. En elke dag wat verbygaan, is daar 'n groter en groter en groter opstand teen die Jode. Ek weet nie of julle dit dophou nie, maar feitelik in elke land in die wêreld is massas en massas optogte teen dit wat in Palestina aangaan. Ek sien een plek in Japan, iets soos 3 miljoen, nog nooit was daar soveel mense in Japan byeen vir een saak waar hulle nou in opstand kom nie. En hierdie hele ding is basies besig, dit is die lig wat nou inkom en die boosheid van die Jood oor die wêreld begin openbaar. 70 jaar terug het die Duitsers dit gesien onder hulle leier. Maar weer eens deur inmenging van die Jode is dit verdraai, sodat daai man wat dit gesien het, vandag die grootste boosdoener beskou word as die grootste, ergste leier, boosdoener wat nog ooit op aarde was. Intussen het hy maar net dit al gesien in die 1920s, wat die wêreld nou sien in die 2025s. So
hierdie uitverkore volk, wat hulle beweer hulle is, wat glad nie so is nie, geneties is dit nie so nie, en in hulle werke is dit nie so nie, want jy herken 'n boom aan sy vrugte. As Joshua die mees liefdevolste, wysste, sagmoedige, hulpvaardige mens was wat ooit op aarde geleef het en hy was, dan behoort sy volgelinge ook daardie vrugte te dra en dan sal jy hulle herken aan hulle vrugte. Maar nou kry jy die vrugte, moord, allerhande ander diefstalle, bedrog, versinsels, verdoeseling van die waarheid en die moord van kinders op gruwelike wyse, nie net in Palestina nie, dit het nou verby ons gegaan, maar dit is gedokumenteer dat hulle in Oekraïne nou onlangs 'n geweldige groot kinder smokkel en moordplek oopgevlek het, waar bloed getap is. Al hierdie dinge, vergeet nooit dat Oekraïne is 'n Joodse land hoofsaaklik. Die hele beheer van daai land is in die hande van die Jode gewees en is sekerlik nou nog. En al hierdie dinge wat ons nou van lees, child trafficking, adrenochrome en organ harvesting, ek gebruik nou maar die Engelse woorde wat ons op internet kry. Alles sit hierdie Jode daar agter. En hulle probeer dit verdoesel. Maar hulle kry dit nie oral reg nie. Hulle smeer dit toe, want hulle het baie lakkeie, Christen-lakkeie, of wat hulle self voorgee as Christene, wat glo dat die Jode die uitverkore ras is. Dat Israel uitverkore is, lei ons geen twyfel nie. En dat Joshua in die stam van Juda gebore moes word, is ook nie te betwyfel nie. Maar hulle is nie een van dit nie. Hulle is Khazariërs, kom uit die midde van Europa uit, Oekraïne, Roemenië, daai plekke, en hulle is verbaster met Askenate en Sephardim, en hulle is hoogstens 'n uitverkore saadlyn van Satan. En as jy nie glo dat daar 'n saadlyn van Satan is op aarde nie, dan moet jy ook nie glo wat in Genesis 3 staan nie. Want hy sê vir Eva en Satan wat voor hom staan, hy sê ek sal vyandskap stel tussen jou saad en haar saad. In die Grieks is die woord sera, saad. Nee, dis die Hebreeus sera. En in Grieks is dit sperma, wat dit nog duideliker maak. En die slangsaad is nog steeds besig met die produsering van slangsaad. As dit nie in hulle laboratoriums gebeur waar hulle deur die inmenging van die wagters of die gevallenes, die gevalle engele, sulke wesens produseer nie, dan doen die wat op aarde daai slangsaad dra en hulle produseer self slange voor. En hulle sê Joshua vir hulle in die tempel, julle is die genetiese nageslag van die duiwel. Nie, julle is net boos nie, julle is satanies nie. Hy sê in Grieks genetiese nageslag. En dit is hoekom die vrugte van die boom verklap. En nou kan ons sien wat die Joodse boom is, wat die sionistiese boom is. Ek noem dit net omdat hierdie vir my so kontras is tussen Ouran wat so fantasties vinnig die waarheid aanneem, lof en eer vir Joshua gee, en die ander saadlyn haat hom met 'n passie. Jy kan vir hulle, vir die saadlyn van Satan nog van God vertel. Hulle noem hom nie eers Yahweh nie. Jy sal hoor as die Jode praat, hulle praat van Hashem. Het julle dit al gehoor? Nou Hashem beteken net die naam. Hulle is te bang om die naam te noem, omdat hulle so duiwels gevuld is. Want die oomblik as jy daai naam uitspreek, dan is die duiwels bitter ongelukkig wat binne in jou is. Want daar lê krag in die naam.
Nou noem hulle Yahweh, die ek is wat ek is, noem hulle Hashem, die naam. So, net 'n bietjie inligting daar. Maar mens moet mooi kyk dat hierdie verhale is 'n openbaring vir ons in hierdie tyd. Dit maak dinge vir ons oop. Ons moet dit net raak sien. Die lyn van waarheid is daar. En dis hoekom Yeshua hierdie goed vir ons gegee het, om vir ons van hulp te wees in die eindtyd, om ons hier te help. Ek lees nou vanmôre 'n stuk weer van die ouens wat sê dat ongeveer 300 na Messias het almal die klomp bymekaar gekom, die klomp biskoppe en wat ook al kan, Pause gesante en hierdie keiser Konstantyn, en hulle het duisende geskrifte verbrand wat nooit in die Bybel opgeneem is. En dis so groot tragedie en alles wat gebrand is nou weer in hierdie geskrifte vir ons gegee. Deur Yeshua self. Dit is Yeshua se dagboek. En ek waarborg jou as jy hulle vra, wil jy Yeshua se dagboek hê van die 3,5 jaar? Nee, ons wil hom nie hê nie. Maar hulle huil oor geskrifte wat 1700 jaar verbrand is. Wat in elk geval deur mense geskryf is, party deur die leiding van die Gees, en party natuurlik glad nie deur die leiding van die Gees nie. Net nou in hierdie datum waar ons nou is die Nuwe Testamentiese rolle wat beskikbaar is, wat hulle noem die Textus Receptus, bestaan uit 4000 afsonderlike geskrifte. 4000. Hoeveel was dit nie voor hulle het begin brand het nie? Maar nou het ons dit ordelik, kronologies geliaseer, plus nog baie ander goed, wat verlore geraak het al in die tyd van Moses, of net na Moses, het die 2 boeke van die wet verlore geraak, boek 6 en boek 7. Voor die vloed was daar 'n boek gewees, die oorloë van Yahweh. Vandag het ons dit op ons webwerf, in die vorm van die huishouding van Elohim. Noem hierdie goed, want ons is waarlik nie as weeskinders op hierdie aarde nie. Ons het alles. Baie dankie. Praat verder.